Hallo julle, ek het vroeër beloof ek gaan nog 'n kort videoetjie maak oor die 3 metodes waarop ons mens die BBP kan bereken, die inkomste metode, die toegevoegde waarde metode en die bestedingsmetode. In die video oor hierdie leereenheid is daar 'n voorbeeldjie, maar ek wil graag vir julle 'n tabel wys wat mens kan gebruik om hierdie bietjie uit te pak en vir jouself makliker te maak. Dalk het jy dit nie streng gesproke nodig as jy nou 'n vraag hieroor antwoord in 'n toets of in die eksamen nie. Maar dit is ook 'n lekker manier om vir ander mense hierdie inhoud te leer. So ek hoop julle vind hierdie nuttig. So, dit begin hier met 'n lang storie. Gewoonlik is hierdie stories so half gestruktureer in terme van die verskillende stappe in die produksieproses. En dit begin dan in die video wat ons verduidelik oor die leerinhoud by die boer wat katoen boer en dan word die katoen verkoop aan die eers onthou nie, is dit nou die tekstielvervaardiger wat die lap maak, wat dit dan verkoop aan die klerevervaardiger wat die klere maak, wat dit uiteindelik dan nou verkoop aan die kleinhandelaar en die eindverbruiker. In hierdie voorbeeld is dit nou so 'n bietjie omgedraai, die storie gaan van die eindverbruiker af word hy vertel. So hier's nou 'n oom Bob en hy verjaar en daar's 'n braai vir sy verjaarsdag. Sy vrou Grace hier dan nou die Zimbo caterers om die vleis te braai en die partytjie te hou en dan sal nou jy sien sy betaal hulle R50,000 vir hierdie funksie. Die caterers, hulle koop jy alles wat hulle nodig het by die Zano vleis en drank. Hulle koop vleis, houtskool, hulle koop drank, hulle het werkers in diens, hulle het kroegmanne vir die aand en hulle dan ook ander uitgawes, hulle kantoorkos, hulle bedrag, hulle sekretaresse word 'n salaris betaal. Hulle moet ook nog rente op hulle skuld betaal. So dit het alles dan nou te doen met die caterers. Hulle is hierso saam in hierdie eerste gedeelte van die paragraaf. Dit is dan baie besonderhede oor hulle. Maar nou weet ons, hulle koop van Zano vleis en drank af. Zano het nou weer by Metro Cash and Carry gaan koop. Ek kan sien, hulle het hulle voorrade ingekoop teen R15,000. Hulle het ook hier en lone wat hulle betaal. En dan nou rente, hou vas, en dan gaan mens nou Metro Cash and Carry toe. Hulle betaal dan nou nog rente op 'n lening en hulle betaal ook werkers. Nou, die eerste stap is om net die verskillende spelers uit te pak en te sien met van wie praat ons hierso. En dis dan nou waar die tabel dan nou handig te pas kom as mens so 'n storie kan bou. So ek pak hom nou weer uit soos wat mense hom nou tipies doen van die basiese stappe af terug tot by die eindverbruiker. Ons weet die eindverbruiker in hierdie geval is dan nou Grace en sy betaal R50,000 vir hierdie funksie. So en dit is dan ook die waarde van die BBP in hierdie storie. As jy die bestedingsmetode volg, dan soek jy net die besteding van die eindverbruiker. Dit is R50,000. Dan kan mens dan nou weer teruggaan na jou storie toe en dan al hierdie stukkies gaan optel daar om te gaan soek vir hoe jy hierdie tabel kan voltooi. Ons sê goed, ons weet nie waar het Metro Cash and Carry hulle produk gekry nie. Ons weet wel, hulle verkoop hulle produk wat dan nou die vleis en die drank en die houtskool en so voort is vir R15,000 aan die Zano vleis en drank. So, ons weet, hulle het verkoop teen 15 en dit was ook die waarde wat toegevoeg is in daardie stap in die produksieproses. Jy kan teruggaan na die storie toe en sê, ons weet hulle rente was R6,000, hulle lone was R4,200 en dan kan jy sê, goed, R15,000 se toegevoegde waarde, minus die R6,000, minus die R4,200, gee dan vir jou die wins. Want nêrens in die paragraaf is daar iets oor die wins nie, maar dan weet jy die wins is daar die verskil. Ons weet niks van hulle hier nie, hy bly oop. En sê, goed, dan weet ons reg, die wins in daai geval was R4,800, hy is bereken, en die verdienste van die produksiefaktore tel dan ook op na die toegevoegde waarde toe. So daarin moet mekaar uitbalanseer. Zano het dan nou ingekoop van Metro Cash and Carry af, die vleis en drank, teen 15, en ons weet, hulle het dit aan die Zimbo caterers verkoop vir 'n totaal van 26. En dan op dieselfde manier kan mens sê, maar wat is die waarde wat toegevoeg is? Dis daar die verskil van 11,
waaruit die 11 bestaan, uit hulle lone, hulle huur en die balans is die wins. Daar's geen inligting oor rente wat hulle betaal nie, en dan ook weer daardie betalings in die produksiefaktore tel dan op om gelyk te wees aan die toegevoegde waarde. Die Zimbo caterers is eintlik die ouens oor wie ons die meeste besonderhede het. Ons weet hulle betaal R10.000 vir die vleis, hulle betaal R1.000 vir die houtskool, hulle betaal R15.000 vir die drank. So dis waar daardie 26 vandaan kom wat hulle dan nou inkoop, wat ook die waarde van die verkoop is vir ZANU vleis en drank. En ons weet hulle vra vir grys 50.000 vir die funksie, so die verskil tussen die 26 en die 50 gee dan vir ons die toegevoegde waarde van 24. Waaruit bestaan hierdie? Dis duidelik, dit word duidelik genoem, hulle betaal rente, hulle betaal huur, dan weet ons hulle die 10 kelners in diens, die 4 kroegmanne, die sekretaresse se salaris, dit gee lone van 4.800, en dan natuurlik as mens dan nou die rente, daardie lone en die huur, die balans met die toegevoegde waarde gee hulle wins hierso. En ja, so tel die hele storie dan nou op. Die lekkerte van hierdie tabel is, hy is nou amper soos 'n boekhoutabel. Hy gaan vir jou sê as jy iewers 'n fout gemaak het. So hierdie toegevoegde waardes weet ons moet optel na 50 toe, want dit is dan nou die waarde van die BBP volgens die bestede. Jy kan die lone so bymekaar tel, die huur, die wins, en as jy dit dan bymekaar tel, moet dit ook vir jou 50 gee. Dis mos nou die verdienste van die produksiefaktore, of jy kan die verdienste van die produksiefaktore so horisontaal bymekaar tel per stappie in die produksieproses, en daardie som moet dan weer vir jou 50 gee. So hierdie tipe tabel is 'n handige manier om seker te maak jy breek die ek sê woordsom nie, maar die storie wat ons vir jou gee, breek jy af in al sy dele, en jy raak nie deur mekaar met wie is die rolspelers nie, en elkeen se betalings aan produksiefaktore, of inkooppryse, of verkooppryse, dit kan jy vinnig daar invul, en dan bereken jy die waardes wat ons nie vir jou gee nie. Natuurlik as ons nou niks sê oor of huur of rente nie, dan neem jy aan, daar's niks nie, die balans is altyd dan die wins, en ons sê nie altyd wat was die inkoop of die verkoop nie, maar jy kan hom dan ook bereken, so saam met die berekening van die toegevoegde waarde. So, ek hoop hierdie is vir julle 'n hulpbron van 'n aard, en dit julle gaan help om hierdie stukkie berekening onder die knie te kry.